ontdek die waarheid van die Bybel. Die boek Spreuke, deel 267. Ek is professor Hans Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het? Ek dink spesifiek aan die boek Waarom 'n Vierde Afrikaanse Bybelvertaling. Dis 'n moed, dis 'n moed, dis 'n moed. U moet hom in u kas hê, of op uw boekrak hê. Ek beloof u, as jy daai boek begin het, kan jy hom nie neersit nie. Ek wil amper sê, I will give you a money back guarantee. Jy kan my kontak by my WhatsApp nommer 0722 367 124 of gaan na my webtuiste https://jafashua.co.za. As dit die eerste keer is dat jy dalk na die reeks kyk of luister, jy's verskriklik welkom, gaan na deel 1, begin voor, jy het reeds 'n magdom inligting gemis. Jy moet ons maar verdra dat ons oor en oor dieselfde goed sê, want daar is nuwe mense wat al die tyd inskakel. Uiters belangrik dat u op die YouTube sal inteken, die Engelse woord is subscribe, sodat u die verskillende kontakte kan kry of kennisgewings van al die studies waarmee ons besig is, en daar's nou 'n magdom studies. U sal sien hoe sal hulle deurkom as vaderliewe en gesondheid spaar. Onderwerpe wat u nog nooit in die lewe eers van gehoor het nie. Stuur die kontak ook vir die vriende en die kennisses. Hierdie reeks is lewensveranderend, skryfblok en pen is belangrik. En maak seker dat u 'n sitplek gordel of 2 byderhand het. Mooi Afrikaans vir môre, né? Kom ons bid saam. Ons prys, eer en loof u vanmôre, Vader Jaffa, vir 'n bonatuurlike voorreg wat ons as Jafiste het om by mekaar te wees elke oggend op verskillende tye deur die dag. Dankie vir elke boodskap wat ek kan preek, die ure se navorsing, ure se voorbereiding en die opnames tot watter tyd in die nag. Aan u Vader Jaffa al die eer, al die lof en die eer. Ek wil ook baie dankie sê vir Pastoor Rika wat onselfsugtelik haar tyd ook aan die koninkryk gee elke keer, elke dag. Dankie dat ons saam kan deel wees van die bediening waarin u ons geplaas het as opsigters oor die kudde. Maak ons waardig om ons mense te lei in die waarheid. Johannes 17:17 sê, u woord is die waarheid, lei ons in die waarheid. Vader, ek wil bid vir vanoggend se studies, seën dit, seën my boeties en my susties, elke Jafis. Ek wil bid elke kind en kleuter, Vader. Dankie dat ons kinders kan groot word in die bonatuurlike geopenbaarde woord, waar niemand dit ooit uit hulle lewe sal uithaal nie. Seën ons en dryf u woord vanmôre deur die Ruach HaKodesh. Geef vir ons ontvanklike sielsdimensies in die naam bo elke ander naam. Die naam Jafashua, die Jafiste sê halleluja. Halleluja. Elke Jafis sê halleluja. Halleluja. Wat 'n voorreg. Weet natuurlik halleluja beteken prys unto Jaffa. Loof hom, loof hom. Vertrou dat vanoggend se ontbyt vir jou 'n groot seën gaan wees en dat ons iets gaan leer uit die woord uit Spreuke 16 vers 5. Nou ek is al so moeg vir die woord Here, Here, Here hierso in Spreuke. Hoe hulle dit invertaal het, Otosius hulle en daai ouens. Maar wat vir my, en ek wil die Engelse terme gebruik, amazing is, of bonatuurlik is die feit dat dit hoofletters is, H-E-R-E. En as ek dit sien, dan sien ek my Restoration Bible. Jaffa. Jaffa. Jafashua. Ruach HaKodesh. Hoofletters.
Elke hoogmoedige van hart. Is nie hart nie. Hulle moes ons nou al geweet het om nie te sê hart nie. Hulle moes gesê elke hoogmoedige van sielsdimensie. Elke hoogmoedige van hart, is maar 'n metafoor, is vir die Here 'n gruwel. Die Here, ai. Koning Salomo, hoe het jy geweet van 'n Here? Daar was nie eens 'n Griekse, daar was nie eens 'n Griekse regering daai tyd nie. Here, Lord. Dit kom van Kyrios, Theos. Kom ons gaan terug. Theos, Kyrios. In die Grieks, 2de eeus. Elke hoogmoedige van hart is vir Jahwe die Almagtige 'n gruwel. Hy hou niks daarvan nie. Weet jy wat een van die grootste sondes seker is? Om van jouself iets te probeer maak wat jy nie is nie. En ek sê altyd, ek van my jong dae af, my kinderdae af, van my studentejare af, waar almal pastoor Gerry Klaasen wou gewees het. Hy was die moderator. Almal wou geloop het soos wat hy loop en almal wou geskop het soos hy skop en almal wou gemaak het soos hy gemaak het. Nee, nie Redinghuis nie. Nee, ek wou nooit pastoor Gerry Klaasen wees nie. Ek wou Hannes Redinghuis wees. En jy weet, in die jare van bediening, ek preek vandat ek 17 jaar oud was, en reg deur my lewe, selfs as jong pastoor en herder van 18 jaar, 3 gemeentes gehad, ek was myself. En ek wil myself wees. En die Engels sê, en ek gaan moet sê in Engels, what you see is what you get. En as ek 'n ding moet noem by sy naam, dan noem ek hom by sy naam. Verstaan nie? Vir my gaan dit daaroor, dat dit wat ek sê, dat dit vir jou sin maak. Dat dit u lewe kan verander. Ek sit nie hierso, dag en nag op die stoel hierso, om op te neem in die ateljee nie. As dit nie 'n saak maak nie, weet jy wat, ek sal die beste visserman wees wat daar is, want ek sal elke dag gaan vis vang. Ek sal onmiddellik terugskuif see toe, dadelik. Ons sal elke dag gaan vis vang. Maar omdat ons vissers van mense is vandag, gebruik ons die koninkryks evangelie van Vader Jahwe en Jahweshua na die beste van ons vermoë om Jahwiste gemaak te kry. Mense wat waaragtig tot bekering kom. Werklik dit bedoel wanneer hulle geonderdompel word in die naam van Jahweshua. As ek regtig terugdink in die laaste tyd, die laaste 15 jaar, wat ons tot die geopenbaarde woord gekom, 14 jaar. Ja, amper 15 jaar, sê 14 jaar. Kan ek die siele wat teruggeval het, na die Baal godsdienst toe, wel het is te veel, my een hand is te veel. Ek dink daar is 3 wat ons regtig van weet. Wat soos honde teruggegaan het en hulle eie braaksel gaan eet het. Die ander is, as hulle Jahwiste is hulle Jahwiste in murgenbeen. En dis wat vir Jahwe belangrik is dat die manne en die vrouens wat tot bekering kom, geanker is in die woord, onbeweeglik. Ons gee nie 'n millimeter soontoe nie of 'n millimeter hiernatoe nie. Al kos dit ons lewe. Al kos dit ook wat. Nou die woord sê elke hoogmoedige, daai van hart, elke hoogmoedige persoon, dis eintlik wat die van hart beteken. Elke hoogmoedige persoon is vir Jahwe 'n gruwel. So wanneer ek kom en ek wil van my iets maak wat ek nie is nie. Jy's nie 'n seën of 'n blessing vir die koninkryk nie. Jy's 'n gruwel, man. En in die godsdienstwêreld waar ek groot geword het, in my lewe as jong pastoor,
Het ek gesien hoe die ouens posisies wou gehad het en op die uitvoerende raad dien en op die distriksrade dien en die voorsitter wil wees van die distriksrade en dis hulle ideaal om dit daar te wees. Hoekom? Want dit het hulle in 'n hoogmoedige posisie geplaas. Het hulle in 'n hoogmoedige posisie geplaas. Elke hoogmoedige van hart, elke hoogmoedige persoon is vir Jahwe almagtig 'n gruwel. So ek wil sê, die woord sê, wees nie aan die wêreld gelykvormig nie. Ons is nie aan die wêreld gelykvormig nie. Maar Paulus sê ons is in die wêreld, maar nie van die wêreld nie. Ons is hier om hier te werk. Ons is hier om hier 'n verskil te maak vir die koninkryk van Jahwe. Ek wil vandag op geen ander plek wees as hier nie. Prof, wil jy nie eerder in die hemel wees nie? Wel, as ek hemel toe gaan, ek weet dat as ek hier uitlewe, sal ek paradys toe gaan. Ek weet dit. Want ons lewe is van so 'n aard dat ons elke dag in die geregtigheid van Jahwe stap. Kan jy nie 'n fout maak nie? Ja, ons kan 'n fout maak. Ons is mens, ons is vleis en bloed. Ons het foute in ons lewe gemaak voorheen. Maar weet jy wat? Uit die foute het ons geleer om nie in dieselfde ongoddelike gat in te trap nie. En om baie meer nougeset te wandel. Die feit dat ek tot die geopenbaarde waarheid in die woord kon gekom het my op 'n plek gebring waar ek besef waar ek self, Hannes Redlinghuis, besef het, wat 'n voorreg dit is om 'n Jahwis genoem te kan word. Deel van die bruid van Jahwe genoem te kan word. Nie net 'n godsdienstige nie. Nie net 'n lidmaat of 'n kerkorganisasie, verwantskap nie. Denominasie of organisasie nie. En ek dink die feit dat 'n ou 'n fout of twee in jou lewe gemaak het ons, vir my, het dit my op 'n plek gebring waar ek ek wil amper sê, die triks van die duiwel geleer ken het. En dis wat die Bybel sê, pas op jy wat dink dat jy staan, dat jy nie lankal geval het nie. Dit gebeur net so. Dis wat met Samson gebeur het, net so. Nou wat sê ek vir u? Ons moet in Jahwe gegrond wees, die anker. Kan jy sondig? Ja, ek kan sondig. Kan ek Vader te nakom? Ek kan seker kom te nakom. Is daar genade? Daar is genade. Maar dit gebeur onmiddellik. En weet jy wat? En dis die wonderlikheid wanneer jy in 'n heiligmakingsverhouding stap. En ek weet hoekom praat ek in hierdie rigting vanmôre nie. Wanneer u in 'n heiligmakingsverhouding stap met Jahwe, elke dag, selfs op vakansiedae, selfs in Desember maand, wanneer dit office parties is en hierdie leer mekaar ken en die weg gaan na die verskillende plekke toe, vakansieplekke waar die man bly by die huis en die vrou gaan weg of die vrou gaan weg en die man, dis waar die grootste onheil uitbroei. Dis waar meeste buite-egtelike kleintjies gebore word. Sorry dat ek dit sommer net so sê. Leer mekaar ken en leer die besigheid ken, maar jy kan by jou besigheid dit gedoen het. Ek wil net iets anders sê, is 'n ander moderne manier wat die Satan gebruik om huwelike op te breek. So wat gebeur? Wanneer ons in hierdie bo-natuurlike geopenbaarde woord funksioneer, en ons as Jahwiste besef die waarheid, soos wat ons dit besef, hoe maklik dit vir iemand anders se gegee kon gewees het. Dan besef ons hoe ons is die bevoorregtes. Mense bel, mense stuur WhatsApps en mense praat, sê prof, ons is so bevoorreg dat jy hierdie bediening met ons deel. En dis nie julle wat bevoorreg is nie. Dis ons wat bevoorreg is. Ek en pastoor Rika wat bevoorreg is. Ons is die bevoorregtes. Dat Jahwe ons 'n kans gegee het, in nederigheid, om ons mense in die bo-natuurlike geopenbaarde woord te leer en te lei. Die Ruach doen die oortuigingswerk. Ons doen die skoolwerk. Dis al.
maar in die salwing van die Ruach. So 'n hoogmoedige gees is 'n gruwel vir Jaffa. 'n hoogmoedige persoon wat sy posisie na sy kop toe gegaan het, groot probleem. Dis wat die Bybel sê, pas op dat jy wat dink dat jy staan, dat jy lankal geslip en geval het nie. Hy sê elke hoogmoedige van hart is vir Jaffa almagtig 'n gruwel. Sekerlik hy en sy sal nie ongestraf bly nie. Dis 'n sonde. Dis 'n gruwel in die oë van Jaffa om hoogmoedig te wees. Jaffa wil hê ons moet in 'n verhouding staan. In die koninkryk van Jaffa is nie plek vir hoogmoedigheid nie. Dink maar net daaraan wat het met die Satan gebeur. Wat was sy probleem gewees? Hy het hoogmoedig geword. Hy wou op die berg van Jaffa sit. Sê 'n berg nie, daar's nie berge in die hemel nie. Hy wou op die troon, kyk die beeldspraak. Hy wou op die troon van Jaffa sit. Hy wou die hemel bestuur en beheer. En waar eindig hy op? Op die vloer, op die grond, op die aarde. Die Bybel sê hy is onder ons voete gestel. Halleluja. Kom ons wees die roeping waardig. En met so ernstigheid in ons harte, waarin Jaffa ons geroep en ons geplaas het, elkeen van u. Elkeen van ons. Ek hoor van mense wat besig is om disippels te maak oralste. Ek dink aan twee mense vanaal, broer Leon en suster Lizet, wat 'n gastehuis. Elke nou en dan skakel broer Leon en sê, prof, stuur my nog 'n Bybel. Ek het my Bybel gesaai, Lizet het haar Bybel gesaai, ons het die boek gesaai, ons het daai boek gesaai, hy het nou weer boeke bestel. Mense wat by die gastehuise kom, hulle laat nie mense uit in hulle gastehuise kom as hulle nie met hulle gaan deel oor die woord nie. En dit is 'n heerlike atmosfeer, 'n stil atmosfeer, waar hulle met hierdie mense deel. En so is daar ander ook. Kom ons gebruik die omstandighede en die toestande wat Jaffa vir ons skep, om 'n seën vir die koninkryk te wees, en nie 'n probleem nie. As daar enige hoogmoed is, vra Vader Jaffa om dit deur die bloed van Jaffa weg te neem. Want weet jy wat? Dis die eerste teken dat jy nie nou gesed wandel nie, wanneer daar hoogmoed is. So gesê, wat is Satan laat val? Hoogmoed. Tot môreoggend, as Vader lewe gesondheid spaar, Maranatha. Jaffa kom weer. Halleluja.